Kry elke nou en dan mense wat vir my vra, hoekom het 'n mens 'n kursus nodig voor jy gaan trou? Ons kom uit redelike goeie huise uit, ons ouers is nog by mekaar, ons is Christene en ons is verlief op mekaar. So kom ek begin jou vertel hoekom het jy 'n kursus nodig? Die kursus gaan nie daaroor dat ons jou 'n paar Bybelversies wil leer en vir jou vra of jy die Here ken nie. Ja, dit gaan deel van die proses wees, maar die eintlike realiteit is, ek wil sommer nou al begin om vir jou te sê, wat is die definisie van die liefde wat jy nou vir hierdie toekomstige bruid of bruidegom van jou het? Want almal van ons sê dieselfde ding. Dit voel net reg. Ons is net so naby mekaar. Ons is so goeie vriende. Ons kan ure omgesels. Ons geniet net om by mekaar te wees. En ja, ons is verlief. Ons voel verlief. Ons kan nie slaap sonder mekaar nie. Ons kan nie eet sonder mekaar nie. Daar's 'n legio van woorde wat ons gebruik om daardie liefde te verduidelik. Kan ek vir jou sê, as daai woorde deel van jou woorde is, as jy deel nou kom en sê maar ek wil die res van my lewe by hierdie persoon wees. Verstaan jy wat jy sê as jy sê dat jy gaan nou een persoon kies en vir die volgende 50 of 60 jaar elke dag van jou lewe net daai persoon die belangrikste persoon in jou lewe ag? Wel, ek het vir jou nuus. Die liefde wat jy nou van praat is 'n menslike selfsugtige liefde. Dit is iets wat jy van jou toekomstige man of vrou af ontvang. Hoe jy vir haar kyk, hoe mooi sy vir jou is, gee dopamien. Hoe sy klink, gee vir jou dopamien. Hoe dit vir jou voel om aan haar te raak, gee dopamien. En jy doen dieselfde met haar. En julle raak verlief op 'n chemiese stof wat jou brein afgeskei het, om eintlik vir jou te sê dat jy het 'n beloning gekry. Want dit wat jy sien, hoor en voel is vir jou mooi. Het jy geweet dat God in die woord nooit gepraat het daarvan dat ons liefde moet ontvang van iewers af nie? Hy het gesê ons moet liefde gee. Ek moet lief hê. En jy weet wat die uitdaging van daai liefde is 'n praktiese optrede, nie gebaseer op wat jou maat vir jou doen of jou laat voel daarmee nie. Die liefde van God wat 'n huwelik laat werk is reeds die liefde wanneer die persoon jou seermaak en afskeep en disrespekteer en nie liefhet nie, om dan nog steeds lief te hê. Dis teen die weerstand in om te doen. Dis wat ek jou wil leer in hierdie huweliksvoorbereidingskursus. Wanneer ek vir jou sê dat jy gebore is iewers in jou lewe en as 'n pap babietjie was jou brein niks anderster as 'n leë harde skyf soos in 'n rekenaar nie. En wat jou sintuie gesien het, het jou brein begin programmeer. En saam met al die positief en negatief het jy geleer dat jou brein vir jou positiewe emosies en negatiewe emosies gee. En deur jou opvoeding en groot word, het elke keer wat jy 'n negatiewe emosie beleef het, het jou brein ingeskop en gesê, maar ek moet jou beskerm teen die negatief, wat jou gedrag begin programmeer het oor hoe jy reageer op hierdie dinge. As ek nou vir jou moet vra, hoe beklei julle met mekaar? As julle ongelukkig is met mekaar, hoe doen julle dit? Jy doen dit bes moontlik op die manier wat jou ouers het gedoen het, of jy het gesê dit was vir jou so sleg geweest dat jy iets anders te doen, maar jy weet nie eintlik wat jy moet doen nie. As ons daarvan praat en te sê, goed, as jy nou hierdie eggenoot van jou gekies het en jy gaan nou 'n man wees en sy gaan nou 'n vrou vir jou wees. Weet jy wat het God bedoel met man wees? Weet jy wat het God bedoel met vrou wees? Of gaan ons maar instinktiewelik volg wat ons is? Kyk, ons manne is mos die hoof van die huis. Jy weet, so ons het mos nou die finale sê. En die vrou moet mos nou onderdanig wees, so hulle moet nou mos die stoflap en die mop en die vloerlap wees. Is dit nou nie waar nie? Of hierdie goeders gaan kom van wat ek gesien het. Het jy 'n dominante pa gehad, dan gaan jy 'n dominante ou wees. Of jy gaan sê, nee, net nie dit nie, dan gaan jy 'n sagter ou wees en jy gaan dalk meer 'n introvert persoon wees. Ensovoorts, maak nie saak oor watter geslag ons van praat hierso. Het jy geweet dat God het jou gemaak met 'n sekere persoonlikheid of 'n temperament? Het jy geweet dat jy moet weet wat dit is? Nie om beter in 'n verhouding te kan staan nie, maar om te verstaan van waaraf moet jy begin verander. Jou temperament bepaal nie dat jou maat nou gaan weet wie jy is en nou gaan dit werk nie. God het ons geroep om meer soos sy seun Jesus te word. Ek gaan jou leer hoe om van 'n temperament ontslae te raak en op 'n ander manier 'n man of 'n vrou te wees vir jou maat. As verder gaan kyk en sê, hoe goed is jy om te heers oor jou emosies? As jy voel jou maat skep 'n bietjie af, wat gebeur emosioneel met jou en wat's die reaksie wat jy wys? As jy in verkeer is en die mense bestuur soos pampoene, kan jy daai emosies beheer of het jy 'n manier om bietjie uiting daaraan te gee?
Is jy maklik deur vrees en angstigheid beïnvloedbaar? Of is jy taakgerig en jy wil doelwitte bereik in jou lewe? Ouens, liefde oorskry nie hierdie dinge nie. Dis die goed wat ons moet leer. Dis waar ons onsself moet in bekwam. So as ons daarna kyk en ons praat van wat jou waardestel is waarvolgens jy lewe en ons praat van jou emosionele volwassenheid, dit is net 'n kort kykie in wat alles nodig is, wat jou geleer moet word om uiteindelik by 'n punt te kan kom om te sê wanneer jy in hierdie toekomstige huwelik van jou instap, dan gaan jy hom oorwin en wen deur konstant te verander, meer soos Jesus te word en quite frankly die man te word wat jou vrou wil hê en die vrou te word wat jou man wil hê. Want God roep ons om jouself te kruisig en te sterf vir hom terwyl ons nog lewe daarin. So dit is hoekom ons, Dion en Karen van Huweliksfokus, 'n voorbereidingskursus aanbied waarin ons aan die einde van daai kursus vir jou gaan waarsku en sê wat jou moeilikheidvlakke gaan wees in jou huwelik, wat se potensiale seer jy gaan kry en ons gaan jou toerus om te keer dat hierdie dinge met jou gebeur. Dis hoekom ons 'n huweliksvoorbereidingskursus doen.